Vanaand lees ons 'n geveg met 'n spook deur Q.E.D. Nee, ek het nog nooit regtig in spooke geglo nie, sê die dokter, maar tog was ek altyd 'n bietjie bang vir hulle. Het jy al ooit een gesien? Vra een van die ander mans. Die dokter haal sy sigaar uit sy mond en beskou vir 'n oomblik of twee die as, voordat hy antwoord. Ek het al 'n paar taamlike skokkende ervarings gehad, sê hy na 'n pouse, waar tydens die res van ons betekenisvolle kyke uitruil. Want die dokter het al baie dinge gesien en is nie onwillig om daaroor te praat in gesellige geselskap nie. Sou julle omgee om een daarvan te hoor? Dit gee my nog steeds koue rillings om daaroor te praat. Ons knik instemmend en die dokter, nadat hy 'n sluk geneem het as teenmiddel teen die rillings, begin vertel. Julle onthou seker George Carson, wat 'n paar jaar gelede vir die Varsity gespeel het. 'n Groot kerel met 'n ligte snor. Wel, ek het hom nogal baie gesien voordat hy getroud is, toe hy in die stad vir die Bali gestudeer het. Dit was kort na sy verloving aan mevrou Stounor, nou mevrou Carson, dat hy my gevra het om saam met hom af te gaan na 'n huis wat sy mense op die platteland gehuur het. Mevrou Stounor sou daar wees en hy wou hê ek moes haar ontmoet. Ek kon nie met Kersdag afgaan nie, aangesien ek beloof het om by my eie mense te wees. Maar aangesien ek 'n bietjie te hard gewerk het en 'n paar dae se rus nodig gehad het, het ek besluit om rondom Nuwejaar vir 'n paar dae af te gaan. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek. Hang rond, ons is nou weer terug. Welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Ag, asseblief julle gee vir ons reviews en 'n paar sterre daar. Julle is ook baie welkom om vir ons 'n koffietjie te koop of 'n sent of twee in ons donasieblokkie te gooi. Borge, skrywers, ons soek julle man. Stuur vir ons julle inligting na slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting. Asseblief mensies, ons vra julle met groot oë, comment op al die sosiale platforms. Dis so ons weet julle luister en dit maak ons lus vir nog meer stories. En onthou, julle kan ook 'n droomwandelaar word. Gaan beloer dit asseblief mensies. Mensies, ons soek skatte in groot getalle, in mure wat hoog staan, in seilbote wat beloof dat vryheid eendag sal kom. Ons soek vorentoe ver, ver verby onsself en sien nie wat reeds by ons sit nie. Die ware skatte het geen naamplaat nie. Hulle vra niks, hulle wag. 'n Warm koffie voor die dag gestem kry. 'n Boodskap wat sê, ek het jou onthou. Reën op warm gras. Sokkies wat pas. 'n Boek wat oopval op die regte asem. Lag sonder rede. 'n Hond wat weet jy's tuis. Stilte wat nie leeg is nie, maar vol belofte. 'n Glimlag, 'n like. Die son wat opkom sonder applaus. R2 in 'n ou broeksak. 'n Gesmelte lekkertjie. Proe soos kinderdae sonder datum. 'n Naam reg uitgespreek. 'n Lied wat jou terugbring. 'n Oggend sonder 'n plan. Vensters oop waar lig instap. Die siel meet nie in miljoene nie, net in aandag, net in teenwoordigheid. En as jy ophou soek, sit die skat stil in jou hand. Kom ons gaan luister weer na 'n lekker spookstorie. Woodcote was aangenaam genoeg om na te kyk. Daar was 2 jagparke binne 'n maklike afstand en dit was nie ver genoeg van 'n stasie af om jou heeltemal van die oggendkoerante af te sny nie. Die Carsons was gelukkig, het ek gedink, om so 'n goeie huis teen so 'n matige prys te kry. Want soos George my vertel het, die eienaar was verplig om oorsee te gaan vir sy gesondheid en wou nie hê die plek moes die hele winter leeg staan nie.
Dit was 'n ou huis met groot gevels en belaglike hoeke oral. En jy kon skaars 10 tree in enige gang stap, sonder om op of af trappe te struikel. Maar dit was van tyd tot tyd herstel, en onder andere was daar 'n groot biljartkamer agter aangebou. 'n Plattelandse huis in die winter sonder 'n biljartkamer, wanneer die ryp die jag stop, is wel nie eens 'n vergulde tronk nie. Die geselskap was klein. Buiten George en sy pa en ma was daar net 'n paar. Jong mevrou Kasens, wat aangesien sy nog in haar vroeë tienerjare was, nie regtig getel het nie. En mevrou Stounor, wat natuurlik baie getel het. En laastens, ek self. Mevrou Stounor behoort gelukkig te gewees het, want George Kasen was benewens 'n uitstekende kerel in alle opsigte, geensins 'n swak huweliksmaat nie. 'n enigste seun met aansienlike verwagtings. Maar op een of ander manier het sy nie vir my gelyk of sy baie gesond of baie gelukkig was nie. Ek het die indruk gekry daar's iets wat pla, iets wat haar afwisselend, senuweeagtig en lusteloos gemaak het. George, het ek gedink, het dit ook opgemerk en was daaroor verward, want ek het hom verskeie kere betrap dat hy haar met 'n angstige, ondersoekende blik dophou. Maar aangesien ek nie daar was in my hoedanigheid as dokter nie, was dit natuurlik nie my saak nie. Alhoewel ek die rede ontdek het voordat ek Woodcourt verlaat het. Die tweede aand na my aankoms, ons het, sover ek onthou, gesinsbiljart gespeel. Die res het reeds bed toe gegaan, toe het ek en George ons bevind in 'n soort studeerkamer wat hy bo ingerig het, vir 'n laaste rookie en geselsie voordat ons gaan slaap. Die studeerkamer was langs sy slaapkamer en deur gordyne daarvan afgeskei. Net toe ons gemaklik raak, het ek my pyp gemis en onthou dat ek dit in die biljartkamer neergesit het. Uit beginsel rook ek nooit 'n ander man se pyp nie, en daarom het ek 'n kers aangesteek. Die huis was donker en gegaan om myne te gaan soek. Die huis het uiters spookagtig gelyk in die flikkerende lig van 'n enkele kers, en die trappe het op 'n besondere grillige manier agter my gekraak, net soos iemand wat op my hakke volg. Ek het my pyp gegryp waar ek het verwag het, in die biljartkamer, en dalk met 'n bietjie meer haas as nodig teruggekeer. Dit verduidelik moontlik waarom ek in die onsekere lig oor 'n paar onverwagse trappe gestruikel het en my kers laat val het. Dit het natuurlik doodgegaan, maar na 'n bietjie rondtas het ek dit weer gekry. Aangesien ek geen vuurhoutjies by my gehad het nie, moes ek my weg langs die reëlings voel, want dit was so donker dat ek nie my hand voor my gesig kon sien nie. En terwyl ek stadig vorentoe beweeg het, my hand langs die breë reëling laat gly, het dit skielik oor iets koud en klam gegly. Iets wat glad nie 'n reëling was nie. Ek het stokstyf gaan staan en my vingers vir 'n oomblik daarom gevou, en gevoel dat ek 'n ander hand vashou. 'n maar benige hand, wat stadig uit my greep weggeruk het. En alhoewel ek niks kon hoor of sien nie, was ek tog bewus daarvan dat iets verby my skuur en die trappe opgaan. "Hi, wat is dit, wie is jy?" roep ek. Daar was geen antwoord nie. Ek erken dat ek behoorlik paniekerig was. Dit moes op my gesig gesien gewees het. "Wat is fout?" vra George toe ek struikelend sy studeerkamer binnestap. "Ag, niks," antwoord ek. "Ek het my kers laat val en my pad verloor." "Maar met wie het jy gepraat?" "Ek het net die kers gevloek," sê ek. "O, ek het gedink jy dalk iemand gesien," antwoord George. Oor een of ander rede het ek nie daarvan gehou om hom die waarheid te vertel nie, uit vrees dat hy my senuweeagtigheid sou uitlag. Maar ek het besluit om my lewer dop te hou en vir 'n paar weke volkome rus te neem. Daardie nag het ek 'n verskeie kere wakker geword met die gevoel van daardie vervloekte hand onder my eie. 'n Klam hand wat beweeg het toe my vingers daarom sluit. Die volgende oggend na ontbyt was ek in die biljartkamer
besig om houe te oefen, terwyl Kasen by die stalle was. Kort daarna gaan die deur oop en mevrou Stounor loer in. Kom binne, sê ek. George sal binne 'n paar minute van die stalle af terug wees. Intussen kan ons 'n spel speel. Ek wou met u praat, sê sy. Sy het baie moeg en siek gelyk, en ek het begin dink dat my vakansie tog nie heeltemal ononderbroke sou wees nie. Glo jy in spooke? Vra sy nadat sy die deur toegemaak het en na die tafel stap, waar sy met albei hande daarop leun. Nee, antwoord ek, terwyl ek 'n maklike skoot mis en aan die vorige dag dink, maar ek glo in verbeelding. En as 'n mens jou dan dinge verbeel, dinge sien, bestaan daar 'n geneesmiddel? Wat bedoel u, mevrou Stounor? Vra ek verbaas. Bedoel u dat u verbeel? Ek stop, want mevrou Stounor draai weg, gaan sit in een van die gemakstoele teen die muur en bars in trane uit. Asseblief help my, snik sy. Ek glo ek raak mal. Ek sit my stok neer en gaan na haar toe. Luister nou, mevrou Stounor, sê ek terwyl ek haar hand vat, wat warm en koorsig is. Ek is 'n dokter en 'n vriend van George. Vertel my alles en ek sal my bes doen om dit reg te stel. Sy was in 'n min of meer hysteriese toestand en haar woorde is dikwels deur snikke onderbreek. Maar geleidelik het ek by haar uitgekry dat sy byna elke nag sedert haar aankoms by Woodcote op 'n geheimsinnige manier wakker geword het en 'n afskuwelike gesig gesien het wat oor die bokant van 'n skerm loer wat by die deur van haar slaapkamer gestaan het. Sodra sy beweeg het die gesig verdwyn, wat haar oortuig het dat die verskynsel slegs in haar verbeelding bestaan. Dit het haar selfs meer ontstel as wat dit sou doen as sy geglo het dit was 'n werklike spook, want sy het gedink haar verstand was besig om te val. Ek het haar verseker dat sy bloot aan 'n baie algemene simptoom van 'n senuweeafwyking ly, wat inderdaad die geval is, en beloof om 'n staljong na die dorpie te stuur om 'n voorskrif vir haar te laat maak. En nadat sy my laat beloof het om geen woord daarvan aan iemand te sê nie, veral nie aan George nie, het sy verlig weggegaan. Tog was ek heeltemal seker dat my diagnose nie korrek was nie. Jy sien, ek self was net 'n paar ure tevore nogal ontsteld. George het langer as verwag by die stalle gebly, en ek was juis op pad om hom te gaan soek, toe ek by die deur mevrou Kasen teekom. Kan u my 'n oomblik spaar, vra sy terwyl ek die deur vir haar oophou. Ek wou u alleen kry. Sekerlik, mevrou Kasen, met plesier, selfs 'n uur as u wil, antwoord ek. Dit is so gerieflik om 'n dokter in die huis te hê, sê sy met 'n senuweeagtige laggie. Nou wil ek hê, u moet vir my iets voorskryf om te slaap. My senuwees is bietjie de mekaar en ek slaap nie soos ek hoort nie. Aha, sê ek. Sien u ook gesigte en sulke dinge wanneer u wakker word? Hoe weet u? Vra sy vinnig. Ag, ek het dit uit ander simptome afgelei. Ons dokters moet op allerhande klein dingetjies let. Wel, natuurlik weet ek dis net verbeelding, maar dit is net so erg asof dit werklik was. Ek verseker u, dit maak my heeltemal siek, en ek wou dit nie aan meneer Kasen of aan George noem nie. Hulle sou dink ek raak my kop kwyt. Ek het mevrou Kasen dieselfde voorskrif gegee as wat ek vir mevrou Stounor geskryf het, hoewel die oortuiging toe reeds by my gegroei het, dat daar iets verkeerd was, wat nie met medisyne genees kon word nie. Nietemin het ek besluit om voorlopig niks aan George te sê nie. Ek kon immers nie die vertroue wat mevrou Stounor en mevrou Kasen in my gestel het, verbreek nie. En my eie ervaring die vorige nag sou waarskynlik nie vir hom oortuigend gewees het nie. Maar ek het besluit dat ek die volgende dag, wat Sondag was, 'n verskoning sou uitdink om nie kerk toe te gaan nie en 'n paar ondersoeke in die huis te doen. Daar was duidelik 'n raaisel aan die werk wat opgelos moes word. Daardie aand het ons almal redelik laat opgebly. Dit het gelyk of niemand lus was om bed toe te gaan nie. Ons het byna tot middernag saam in die biljartkamer gebly en toe doelloos in die voorportaal rondgehang en gesels. Uiteindelik het mevrou Kasen egter goeienag gesê met 'n betekenisvolle knik in my rigting.
En mevrou Stounor het gemompel, "Baie dankie, ek het dit gekry." En hulle het albei boontoe gegaan. George en ek het mekaar in die gang bo gegroet. Ons kamers was reg oor mekaar. Ek het nie dadelik begin uitklee nie, maar gaan sit en probeer om 'n teorie saam te stel om die onheilspellendheid van die gebeure te verklaar. Hoe meer ek daaroor gedink het, hoe meer verwarrend het dit geword. Daar was geen twyfel nie dat ek die vorige nag my hand op iets uiters lewens en uiters onaangenaam geplaas het. Net die herinnering daaraan het my laat ril. Watter lewende wese kon moontlik in die donker deur die huis sluip? Dit was 'n man se hand, daarvan was ek seker weens die grootte. George Carson was uitgesluit want hy was die hele tyd in sy kamer. Dit was ook onwaarskynlik dat meneer Carson senior op sokkies in sy eie huis sou rondsluip en nie sou antwoord wanneer iemand hom aanspreek nie. Die enigste ander man in die huis was 'n uiters respekvolle butler. En sy hand, soos ek spesifiek opgemerk het toe hy my wyn by die aandete uitgeskink het, was mollig en sag, terwyl die geheimsinnige hand op die reëling maar en benig was. En dan, wat was die ware verklaring van die gesig wat aan die twee dames verskyn het? Spysvertering kon elk afsonderlik verklaar het. Buitengewone toevallighede gebeur wel soms, maar dit het te buitengewoon gelyk dat twee dames, een oud en een jonk, aan dieselfde spysverteringsprobleem, in dieselfde huis, op dieselfde tyd, met dieselfde simptome, sou ly. Alles in ag genome het ek glad nie gemaklik gevoel nie, en ek het versigtig in al die kaste en nisse gekyk, as ook onder die bed, voordat ek begin uitklee het. Toe gaan ek na die deur om dit te sluit. Net toe my hand op die sleutel was, hoor ek sagte voetstap in die gang buite, vergesel met 'n geluid van iets tussen 'n sug en 'n kreun. Baie flou, maar onmiskenbaar, en onder die omstandighede ontstellend. Dit kon natuurlik George wees. Ek het besluit om te kyk. Ek draai die handvatsel versigtig en maak die deur oop. Daar was niks in die gang te sien nie, maar oorkant my kon ek 'n deur sien wat oop was, en George se kop wat om die hoek uitloer. "Hallo," sê hy. "Hallo," antwoord ek. "Was dit jy wat deur die gang geloop het?" vra hy. "Nee," sê ek. "Ek het gedink dis dalk jy." "Wie die duiwel was dit dan?" sê hy. "Ek sweer ek het iemand gehoor." Daar volg 'n paar oomblikke van stilte. Ek wonder of ek hom nie van my vorige skrik moet vertel nie. Toe hy weer praat. "Kom hierheen vir 'n oomblik, ou maat. Ek wil met jou praat." Ek stap oor die gang en ons gaan saam in die klein studeerkamer langs sy slaapkamer. "Luister," sê hy, terwyl hy die vuur stook wat laag brand. "Val dit jou nie ook op dat daar iets baie vreemd aan hierdie huis is nie?" "Jy bedoel?" "Wel, ek sou niks vir pa of vir mevrou Stounor sê nie, uit vrees om hulle bang te maak. Maar tog gaan daar skaars 'n nag verby of ek hoor vreemde voetstappe op die trappe. Jy het dit self gehoor, nê?" "Nou dat jy dit noem," sê ek moet erken dat ek wel het. "En wat meer is," gaan hy voort, "ek het 2 nagte gelede hier gesit, half van die slaap, en dit klink belaglik, ek weet, maar dit is 'n feit. Ek het skielik 'n afskuwelike gesig gesien, wat my tussen daardie gordyne agter jou aangegluur het. Dit was in 'n oomblik weg, maar ek het so duidelik gesien as wat ek jou nou sien." Ek skuif ongemaklik op my stoel. "Het jy in die slaapkamer of in die gang gekyk?" vra ek. "Ja, dadelik," antwoord hy. "Daar was niks te sien nie, maar 2 keer daardie nag het ek voetstappe gehoor. Liewe hemel!" Hy spring skielik op en staar reg oor my skouer. Ek draai vinnig om en sien hoe die gordyn wat die slaapkamer afskei saam swaai. "Wat is dit?" vra ek kort asem. "Ek het dit weer gesien, dieselfde gesig tussen die gordyne." Ek ruk die gordyne oop en storm die volgende kamer binne. Dit was leeg. Die lamp het op 'n systafel gebrand en die deur was oop, net soos George dit gelos het. In die gang buite was alles stil. Ek keer terug na die studeerkamer en vind George,
wat verward sy hande deur sy hare trek. Daar is duidelik een persoon te veel in hierdie huis, sê ek. Ek dink ons moet die plek deursoek en uitvind wie dit is. Goed, sê hy, en tel die vuuryster by die kaggel op. As dit iets van vlees en bloed is, sal dit nuttig wees. En as nie, hy hou skielik op, want op daardie oomblik weer klink die verskriklikste gil van afgryse deur die huis. 'n Gil van wilde, onbeheersbare vrees, soos ek nog nooit tevore gehoor het nie, en hoop om nooit weer te hoor nie. Vir 'n oomblik staar ons mekaar sprakeloos aan. Die volgende oomblik storm George Carson die kamer uit en af in die gang na die trappe. Ek volg kort op sy hakke, want ons het albei geweet dat net 'n vrou in doodsangs so kon gil, en dat daardie vrou mevrou Stonehor was. Af met die trappe val ons hals oor kop in die duisternis, maar voordat ek die onderste landing bereik, waar mevrou Stonehor se kamer was, voel ek, soos die vorige aand, iets vinnig verby my skuur. Terwyl ek hardloop, draai ek om en gryp daarna in die donker, maar my hand vat net leë lug. Ek was juis op die punt om te draai en dit te volg, toe uitroep van George my laat stilstaan. Ek kyk af en sien hom staan oor die uitgestrekte liggaam van mevrou Stonehor. Die deur van haar kamer was oop, en in die maanlig wat die kamer binnegestroom het, kon ek haar sien lê in haar wit nagrok oor die drempel. Wat in die volgende paar minute gebeur het, kan ek skaars met sekerheid onthou. Die hele huis is deur die arme meisie se verskriklike gil wakker gemaak. Sy was heeltemal bewusteloos toe ons haar kry, maar het min of meer bygekom toe mevrou Carson en een van die verskrikte bediendes haar weer in die bed neergelê het. Niks verstaanbaars kon egter by haar gekry word oor die oorsaak van haar skrik nie. Sy het net hysteries oor en oor herhaal. O, die gesig, die gesig. Toe ek sien dat ek vir haar niks verder kan help nie, neem ek George aan die arm en lei hom uit die kamer. Luister George, sê ek, ons moet nou dadelik die rede hiervoor uitvind. Ek is seker ek het iets gevoel wat verby my beweeg toe ek die trappe afgeloop het. Lei daar die trap na enige plek anders as na ons kamers. George dink 'n oomblik. Ja, antwoord hy, daar is 'n deur aan die einde van die gang wat na 'n soort stoorkamer bo lei. Dan gaan ons dit ondersoek, sê ek. Ek kan in elk geval nie slaap voordat ek die waarheid uitgevind het nie. Laat die man 'n lantern bring. Die huisknegt het gelyk of hy nie juis van hierdie onderneming gehou het nie, en om eerlik te wees, ek ook nie. Dit was die mees onheilspellende taak wat ek nog ooit aangepak het. Nietemin het ons vertrek, al 3 van ons. Eers het ons die kamers op die boonste verdieping deursoek waar George en ek geslaap het. Alles was net soos ons dit gelos het. Toe stoot ek die deur aan die einde van die gang oop. 'n wankelige trap het opwaarts die duisternis ingelei. Ons klim versigtig op. Ek eerste met 'n kers, dan George, en laaste die huisknegt met 'n lantern. Bo het ons 'n groot taamlike lae vertrek binnengestap, met balke oor die plafon en 'n rowwe, ongelyke vloer. Ons ligte het vreemde skaduwees in die hoeke gegooi, en meer as een keer het ek geskrik vir wat soos 'n hurkende mensfiguur gelyk het. Ons het elke hoek deursoek. Daar was niks te sien nie, behalwe 'n paar ou bokse, 1 of 2 rolle matwerk en 'n paar stikkende stoele. Maar in die verste hoek wys George my 'n wankelrige leer wat by 'n geslote valdeur eindig. Net toe hoor ek duidelik die vreemde, half kreunende, half sugtende geluid wat my reeds in die gang daaronder verwar het. Ons staan stil en kyk na mekaar. Ons het dit almal gehoor. Wat dit ook al is, dit is daarbo, sê ek. Die vraag is, wie gaan op? George sit sy kers op die vloer neer en klim op die leer. Dit kraak onder sy gewig. Hy stop. Kom af, dit gaan jou nie hou nie, sê ek. Ek sal moet gaan. Ek weet nie of ek ooit in so vreemde paniek was, soos toe ek stadig teen daardie leer opklim en die valdeur oopstoot nie. Ek het geen duidelike idee gehad van wat ek verwag het om daar te kry nie. Beslis was ek nie voorbereid op wat gebeur het nie.
want skaars was die valdeur heeltemal oop, of daar val, letterlik, val, uit die duisternis bo op my, 'n ding, in menslike gestalte, wat geskop, gespoeg en aan my gekrap het, terwyl ek krampagtig aan die leer vasklou. Dit het net 'n oomblik of 2 geduur, maar in daardie oomblik het ek 'n leeftyd van vrees beleef. Die leer swaai en kraak met my, en ek val op die vloer neer met die ding wat my keel soos 'n skroefbank vasklem. Die volgende oomblik het George dit met 'n hou van die vuurhuister geslaan en van my afgesleep. Daar lê dit toe, op sy rug, op die vloer. 'n gehawende, afskuwelike, walglike gedaante. En die raaisel was opgelos. Maar jy het ons nog nie gesê wat dit werklik was nie, sê een van die toehoorders. Die dokter glimlag. Dit was die eienaar van die huis, antwoord hy. Hy het nie oor see gegaan nie. Hy is na 'n private gestig vir geestesongesteltes gestuur, met 'n moorddadige waansin. Ongeveer 2 weke voor dit het hy daarin geslaag om te ontsnap. En nadat hy sy pad na sy ou huis gevind het, het hy homself met die slinkse vindingrykheid wat dikwels by kranksinniges voorkom, in die solder versteek. Ek neem aan hy het tydens sy nagtelike omswerwinge deur die huis genoeg kos gevind. Die enigste wonder is dat hy niemand doodgemaak het voordat hy gevang is nie. Lekker slaap.